Goeiemôre. Ons het vanoggend die voorreg om 7 van ons jong belydenende lidmate die geleentheid te gee om hulle geloof ook in die openbaar te kan bely. En ons het al dikwels vir mekaar gesê as mens dink aan belydenisaflegging, is dit nie die einde van jou geloofspad nie, maar is eintlik maar net een van die plekke op hierdie geloofsreis saam met God, waar jy die geleentheid het om net vanuit jou eie verhouding met die Here jou geloof aan hom te kan bely. En daarom is dit deel van hierdie geloofspad of geloofsreis wat die Here ook met jou stap. Die teksgedeelte vanoggend is uit 2 Korintiërs 3, hier van vers 2. Hy sê, julle is nou self ons aanbevelingsbrief, geskryf op die harte vir almal om te lees en te verstaan. Dit is nog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met inkt nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op klip nie, maar op die harte van mense. As ons hierdie gedeelte lees, dan hoor ons dat ons 'n aanbevelingsbrief is vir die Here. Nou, as 'n mens dink aan 'n aanbevelingsbrief, is dit amper dieselfde wat getuieskrifte ook in ons lewe gespeel het. Die van julle wat kan onthou, dat toe julle op skool was, of wanneer jy aansoek gedoen het vir werk, was dit gewoonlik dat jy getuieskrifte moes aanheg. En 'n getuieskrif het die doel gehad dat mense wat jou glad nie geken het nie, eintlik vir jou kon leer ken, want in hierdie getuieskrif word vertel van jou karakter, dit word vertel van die prestasies wat jy behaal het, en hierdie getuieskrif was eintlik 'n ondersteunende brief om jou aansoek dan te ondersteun, sodat mense jou gunstig mag oorweeg. Die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, hoor ons dat ons ook aanbevelingsbriewe is vir die Here. Ons kan vanoggend kom vra, wat straal jy uit wanneer mense na jou kyk? Wat is dit wat mense in jou lewe raak sien? En is dit dat hulle ook Christus in jou kan leer ken in die manier hoe jy praat en hoe jy leef en hoe jy optree? Nou Paulus sluit aan hierso by Eksodus 34, waar die Here die 10 gebooie aan Moses gegee het. Hy het hom omring met 'n wolk, en dat die heerlikheid en die glans van die Here sigbaar was op Moses se gesig, en dat hy sy gesig moes bedek. Maar daardie glans het na 'n rukkie verdwyn. En nou in die gedeelte wat ons gelees het, word ons herinner om te sê dat wanneer die Gees van God in ons is, dan sit 'n glans wat nie weer weggaan nie, maar 'n glans wat in ons is, wat voortdurend skyn en wat vertel van hierdie nuwe lewe wat ons het in Christus, en so word ons getuie vir die Here dan ook in die wêreld waarin ons leef. En daarom wanneer Paulus hier skryf, ook vanuit hoofstuk 2, dan sê hy sê ons is daar om geur te gee aan die lewe. Hy sê ons is soos wierook wat 'n aangename geur van Christus in hierdie wêreld versprei. En daar's 2 reaksie. Vir party van hulle is dit 'n reuk van dood, hulle wat nie glo nie, vir ander is dit 'n lewe van opregtheid. En daarom sê hy, daarom moet ons leef in opregtheid voor die Here. Ons leef in 'n verbondenheid met Christus voor God, en juis in verantwoordbaarheid teenoor die Here. En daardeur is dit dat hy eintlik vir ons kom sê dat daardie glans, daardie nuwe lewe in Christus, is nie iets wat ek en jy kan skep nie, maar dit kom vanuit 'n verhouding met die Here. En daarom beteken dit dat ek en jy groei in intimiteit tot God, en met ons toelaat dat die Here ook ons lewe voortdurend verander. En hy gebruik die beelde van wierook en van 'n brief en van spieëls om vir ons iets te illustreer van dit wat in ons lewe gebeur. Hy sê, ons is 'n wierook wat 'n aangename geur gee in die wêreld waarin ons leef. Ons is 'n boek wat deur mense gelees word. Dit beteken dat wanneer mense na ons kyk, dan kan hulle of die Here in ons raak sien of nie. En ons is dikwels ook 'n spieël wat 'n weerspieëling is van die heerlikheid van die Gees van God wat ook in ons lewe leef en bly. Daarom is dit dat ons vanoggend nie net vir hierdie lidmate nie, maar vir elkeen van ons weer wil herinner om te sê, wat beteken dit as ons sê ons is kinders van die Here? Hoe leef ek as kind van die Here? Wat is dit wat mense in my lewe raak sien? Want u sien, wanneer die Gees van God in my is, dan sit 'n blywende heerlikheid wat sigbaar word in die manier hoe ek en jy leef en optree. En word ons 'n getuie vir die Here en gebruik God ons
om juis 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Ons kan vanoggend vir hierdie jong lidmate, maar ook vir elkeen van ons vanoggend vra, maar hoe groei ek dan my geloof? Hoe leef ek in 'n verbondenheid met Christus? Hoe leef ek in opregtheid voor die Here? In navorsing en ook as 'n mens gaan kyk na wat is dit wat nodig is vir geloofsgroei, word ons herinner om te sê dat ons ook geestelike dissiplines moet beoefen. Dat daardie verhouding met God nie van self kom nie, maar dat ons dit daadwerklik kies en dit gaan beoefen en dit najaag. En as 'n mens gaan kyk na 'n paar riglyne wat vir ons gegee word, dan word daar vir ons gesê, plaas altyd vir Christus eerste in jou lewe. Laat Christus die fokus word van jou lewe, die planne wat jy maak, jou verhoudinge waarin jy staan, hoe jy oor die lewe dink en beplan, dat dit altyd gebeur vanuit jou verhouding in Christus. So belangrik dat jy daagliks jou Bybel moet lees. Want jy sien, want dit wat die woord vir ons kom leer, moet eintlik deel word van ons lewe. Dit moet geïntegreerd word met wie ons is. En daarom kan ek nie verander as ek nie die wil van God ken nie. En is die lees van die Bybel daagliks vir ons net so belangrik. Dit is ook belangrik dat jy elke dag moet bid, want gebed dra deel by tot jou geloofsvolwassenheid. Dis 'n manier om God te leer ken, om te leer luister na die Here en om juis in afhanklikheid voor God te leef. Daarom is dit ook belangrik dat aanbidding en 'n lewe van dankbaarheid ook 'n kenmerk moet word van jou lewe. Iemand het eendag die woorde gebruik deur te sê, ons moet bewustelik leef. Leef aan aanbidding, wanneer ons die berge rondom ons sien, die bome daar buite, die vrugte wat na vore kom, dan is dit dat ons herinner word aan die teenwoordigheid van God. En daarom leef ek bewustelik elke dag om te sê, ek leef voor die Here en saam met die Here, en ek kies 'n lewe saam met God. Daarom is dit ook belangrik om jou eredienste by te woon. Ek kan nie net by die huis sit en sê, maar ek ontvang 'n digitale boodskap en dit is vir my genoeg nie. Die gemeenskap van gelowiges is belangrik. Die beoefening van jou geloof saam met ander gelowiges is net so belangrik. Daarom moet jy deel word van 'n geloofsgemeenskap. Daarom moet jy die eredienste kom bywoon, want dis die manier hoe God nie net vir ons die opdrag gee om te sê, moenie wegbly van die samekoms van die gemeente nie, maar dit word ook 'n plek van geloofsgroei in ons lewe. Julle moet leer om diensbaar te word. Maak 'n verskil in die wêreld, want wanneer ek dien, dan groei ek ook in my geloof. Kweek goddelike kwaliteite, waardes, liefde, eerlikheid, broosheid. Maar daarmee saam is ook, hanteer ook beproewings wat oor jou lewenspad kom. Moenie daarvan wegskram nie. Moenie dit as iets negatiefs sien nie, maar gebruik dit as 'n geleentheid om te groei ook in jou egtheid van jou geloof en om te volhard in jou geloof. En so kom ons al hoe nader dan ook aan die Here. Ek wil vanoggend vir jou herinner om te sê, jy is God se aanbevelingsbrief, geskryf deur die Gees, nie op klip nie, maar in jou hart. En wanneer jy dit glo en wanneer dit waar is, dan word dit sigbaar en word ek en jy die aanbevelingsbriewe van God ook in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, seën vir ons en help vir ons om in opregtheid en in 'n verhouding met U te leef. Amen.